Hemelse Vader, ons dankie net vir oggend, vir die teenwoordigheid in hierdie plek. Lord, we just want to say you are just awesome. And we worship you. We honor you, we bless you. We thank you, Father, for your goodness and your mercy. I thank you, Lord, for your word. I thank you for your promises. Elke belofte van u is ja en amen in Christus Jesus. En Jesus is die waarborg van elke belofte. En ons wil u loof en prys daarvoor. Dankie dat ons in hierdie dae u belofte kan ontvang, Here. U het beloftes aan ons gemaak ten opsigte van ons dorp. U het beloftes gemaak ten opsigte van hierdie gemeente. Wat in verband is met dit wat ek deel vanoggend, Vader. En ek dank u dat u deur u Heilige Gees u beloftes waarmaak. Elkeen van hulle. Aan ons persoonlik, individueel, gesinne. Dankie Vader, u doen dit. Dankie Vader, u doen dit. In die naam van Jesus. En ek dank die Heilige Gees dat u my net help vanoggend. Om die woord te bedien op 'n manier wat almal dit sal kan verstaan. En dat ons die hart sal kry in dit wat ons deel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Toe ons die connect-up gedoen het, die afloope van Vrydag aand af tot gister heeldag, het Brian vir ons die hoofskrifgedeelte wat hy met ons gedeel het, is Jesaja 61, Isaiah 61, vers 1 to 3. 1 tot 3. Wat nou? Halleluja. Okay. So ek wil dit eers in Afrikaans lees, maar dan gaan ek dit vir julle lees uit die Passion Translation, TPT wil ek dit ook lees. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Dit is as jy nou gaan na Lukas 4 vers 18 toe en 19, dan gaan jy dit daar kry. Waar Jesus in die sinagoge was nadat hy gedoop is en uit die woestyn het gekom het na die 40 dae, het Jesus daar in die sinagoge gekom en hulle het vir hom die boekrol aangegee en toe lees hy hierdie gedeelte. En dis wat hy van homself sê. Maar dit is ook soos wat Brian vir ons Vrydag aand en Saterdag gesê het, dit geld vir my en vir jou. Want julle sien, Jesus het gesê in Johannes hoofstuk 17, het hy gesê, soos die Vader my stuur, dink vir 'n oomblik daaraan. As jy weergebore is, as jy kind van God is, if you have received Jesus, dan beteken dit, Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So dis vir ons hierdie woorde. So as ek dit lees, dan sê hy, die Gees van die Here is op my. En as jy nog nie vervul is met die Heilige Gees, dan ons het verlede week uitnodiging gemaak. Ek wil vir jou sê, ek nooi jou uit om na ons toe te kom en vir ons te sê, ek wil vervul word met die Heilige Gees. Want dit is waaroor dit gaan hierso. Dit gaan oor die salwing van die Heilige Gees en die salwing word 'n realiteit in ons lewens wanneer ons vervul word met die Heilige Gees. So ek kan eerlik sê, en dis my getuienis, en ek wil eintlik vir julle almal sê saam met my, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. En in die Engels staan dit to the poor. Met ander woorde,
dis nie net vir die poor nie, dis vir almal. Ek sê saam met my verder, hy het my gestuur. Ek moet net by plek kry. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis. Om uit te roep, dis baie interessant, hoeveel keer hy praat van om 'n blye boodskap te bring en uit te roep. Vrylating uit te roep, vir die geboeides opening van die gevangenis. Dan sê hy so om uit te roep 'n jaar van welbehae van die Here, 'n dag van die wraak van ons God, om die treurendes te troos. Ek wil dit sommer net nou lees in die Passion. Hy sê, the mighty spirit of Yahweh is wrapped around me, because Yahweh has anointed me. Nou ek sê dit omdat ons op grond van dit wat Jesus gesê het hy vir ons die Heilige Gees gestuur, so ek kan sê, the mighty spirit of Yahweh is wrapped around me, because Yahweh has anointed me as a messenger to preach good news to the poor. He sent me to heal the wounds of the brokenhearted, to tell captives, you are free, and to tell prisoners, be free from your darkness. En die hele, as ek nou dink aan hierdie bediening wat ons in die gemeente het, in die eerste plek Sousa, en ook wat ons nou verdere hoe kan ek sê, toerusting ontvang het vir die Connect Up, is dit die uiteinde, om mense te help om vry te kom. Vrydagoggend het ons hier gesit, ons het hier gebid, en Jules het vir ons 'n foto, 'n getuienis gegee van iemand, wat die Here vrygemaak het. Vrygemaak het. Daar is ander getuienisse van hoe dat die Here mense vrymaak. Dit is ons goddelike opdrag. Dis wie ons is. Dis wie die kerk van Jesus Christus veronderstel is om te wees. En ek dank die Vader dat ons dit kan begin verstaan. Dis waarom daar uitgereik word na die omgewing, uitgereik word na Botswana, uitgereik word na Malawi. Dis hoekom dit is. Broers en susters, is om die evangelie te verkondig, is om mense te help, om vry te kom, om by die Here uit te kom, encounter te hê met die Here. Dis waarvoor ons hier is. Hy gaan verder, en toe Brian dit gister lees, net weer, toe ek hierdie versie lees, juis in die Passion, toe spreek dit met my, en ek ervaar, dis soos 'n woord wat die Here vir ons gemeente gee. Hy sê, I am sent, ek praat nie van myself nie, to announce a new season of Yahweh's grace, and a time of God's recompense. Recompense beteken, dis soos 'n terugbetaling. Dis dit wat van ons gesteel is. Ek sê vandag, baie van ons sit hier, en ons ervaar die nagevolge van dinge wat die Here in ons lewens, persoonlike lewens, in ons families, in my eie lewe gesteel het. Sê it's a year of recompense. Met ander woorde, dis die aangename jaar van die Here, dis die jubeljaar. As jy gaan lees daarvan, gaan lees wat die jubeljaar beteken in Levitikus 26. Ek wil dit vir jou, jy gaan lees dit self. Levitikus 26. Doen jouself 'n guns en gaan lees dit. En kyk wat gebeur in die jubeljaar. Nou dit is wat Jesus is die jubeljaar wat tot stand gekom het. Dis hoekom hulle hom wou kruisig. Toe hy in Lukas 4 hierdie lees, wat ons lees, toe sê hy, ek kondig vir julle aan, dat hierdie jubeljaar het nou aangebreek. En dit was nie die tyd vir die jubeljaar om aan te breek nie. Dis hoekom hulle hom wou afgooi by 'n berg. Gaan lees dit in Lukas 4. Omdat hy dit gesê het, vandag is hierdie skrif in julle midde vervul.
Die jubeljaar sit in julle midde. En sy naam is Jesus. Hallelujah. Woo, glory. Okay. I'm sent to announce a new season of Yahweh's grace and a time of God's recompense on his enemies, to comfort all who are in sorrow, to strengthen those crushed by despair, who mourn in Zion, to give them a beautiful bouquet in place of ashes, the oil of bliss instead of tears, and the mantle of joyous praise instead of the spirit of heaviness. Because of this, they will be known as mighty oaks of righteousness, planted by Yahweh as a living display of his glory. Hallelujah. Man, ek wil vir jou aanmoedig, gaan sit en profeteer het oor jouself. Amen. Nou, ek het al baie met julle gedeel en vir julle gesê, in Jesus se gebed sê hy, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so op die aarde. En julle weet, ek het in die verlede altyd vir julle gesê, dis jou job description. Daai gedeelte is my en jou se job description. Dit is waarvoor ek en jy op hierdie aarde is. Om die koninkryk van God te sien kom. En gemanifesteer te word op hierdie aarde. Om daar te wees, om te sien dat God se wil geskied. Soos dit is in die hemel, so op hierdie aarde. Dis waarvoor ons in hierdie dorp is. Dis waarvoor ons in hierdie omgewing is. Dis ons as verteenwoordigers van Christus in sy koninkryk. Dis wat ons verantwoordelikheid is. En dis waarna ons uitreik. Ons wil hierdie dorp gesien gered word. Meer as ooit tevore. En die Here gaan sy kerk gebruik. Dis 'n feit. Okay. So toe ek nou sit en kyk na hierdie, toe besef ek, hierdie is eintlik 'n omskrywing, 'n verdere omskrywing van my en jou se job description. In kort sê hy in Matteus 10 vers 8 sê hy, gaan maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, verniet het julle dit ontvang, verniet moet julle dit weggee. Dus as jy daai van, dan kan jy dit eintlik hier binne insit. Want dit is ek en jou se job description, en dis nie net, ek het vir julle die nuus vanoggend, dis nie net ons pastore en ons vrouens se verantwoordelikheid nie. Dis nie net Christo en Lelani se verantwoordelikheid nie. Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Dit is wat Jules en Annie en die span, die Sozo span doen. Dit is wat Brian en Debbie doen. Dis wie hulle is. We're here to see the kingdom of God come. Om die koninkryk van God te sien manifesteer in mense se lewens. In die eerste plek weergeboorte, to be born again. In die tweede plek vir die res om daar te gebeur. En veral daai woord tref my altyd, as ek daar lees en ek lees van the broken hearted. Man, die broken hearted. Daar's mense hier in ons midde selfs miskien vandag, whose hearts are broken because of circumstances, as gevolg van omstandighede. Ek wil vandag vir jou sê, in die naam van Jesus, daar's hoop vir jou. Jesus het gekom en hy spesialiseer in healing the broken hearted. Hy het my gebroke hart genees. I had a broken heart. God healed me. En dis wat hy vir elkeen wil doen. Nou, soos wat ons die afgelope tyd gekyk het, na herlewing, ek het nou 3 keer, dis die 3de keer wat ek daaroor praat. En ek het eers gepraat oor Handelinge, wat eintlik 'n boek van herlewing is. En verlede week het ek so 'n bietjie gepraat oor KwaZulu-Natal, net hoe dit tot stand gekom het. En ek wil vanoggend met julle so 'n bietjie 'n interessante herlewing
met julle net vinnig deel. Ek gaan nie lank daarmee besig wees nie, maar julle sien die ding wat ons moet verstaan. Die hoofagent van herlewing is die Heilige Gees. He's the Holy Spirit. Maar hier is iets wat ons nooit moet vergeet nie. Die Heilige Gees, as jy gaan lees in Johannes 16 vers 13, hy sê, hy kom om Jesus en die Vader te verheerlik. So as die Heilige Gees opdaag, is daar een ding wat ek en jy moet verstaan. Jy sal onmiddellik bewus word van die teenwoordigheid van die Vader en Jesus. Want dis wat die Heilige Gees doen. En dit moet op die einde van die dag ons fokus wees. Bo alles. En dis nie net, dis iets wat besig is om in my hart te groei, om dit te verstaan. OK. Kry allerhande versoekinge terwyl ek so staan. Om af te draai en te ry. OK. Weet wat is die vrug van herlewing? En dit is vir my belangrik dat ons sal verstaan. As jy na die verskillende herlewings kyk, soos verlede week wat ek vir julle gesê het, wat daar gebeur het in Kwasisa Baan toe, is fenomenaal. Maar ek kan nie nou vandag daarop uitbrei nie. Wat gebeur? Een van die hoofdinge is, mense kom, hulle sê in Engels het hulle 'n woord, they come to the Lord in mass, they born again in mass, mense word weergebore. Dis die belangrikste en die grootste deel van herlewing, dat mense weergebore word, mense kom by die Here uit. Maar dan verder, dis die resultaat van herlewing, is deep repentance. Mense kom en hulle maak reg. Ek wil vir julle so 'n bietjie van 'n opdrag gee. Gaan lees 'n bietjie Handelinge 10. Maar ek wil vir jou sê, lees Handelinge 10 in die Passion. Toe ek en Linus die voorreg gehad het om 3 jaar gelede in Turkye in Efese te wees. Toe ons hoor, ons gaan Efese toe. Ek nou begin na Efese Handelinge 19 kyk. Ek wil vir julle sê, op 'n stadium staan daar revival in Ephesus. In die Passion Translation. En dis die geleentheid waar hierdie klomp seuns van Skefa of iemand het hulle gegaan en 'n ou gegaan wat demon possessed was en hulle kom na hom toe en hulle probeer die duiwel uitdryf en hulle sê in die naam van Jesus wat ons gehoor het. Daai ou spring daar op en hy jaag hulle daar uit. Hy het hulle aangerand, daai man, die demons wat in hom was, en sy klere uitgetrek. Gaan lees dit. As jy nog nooit Handelinge 19 gelees nie, gaan lees dit. Weet julle wat het gebeur daar as gevolg daarvan? Want die demons sê vir hom, hulle praat van Paulus, hulle sê, Jesus ken ons, Paulus ken ons, maar jy, wie's jy? En toe jaag hulle hom. Maar die woord sê, die vrees van die Here het oor Efese gekom. En net daarna lees jy van hoe hierdie ouens, die duiwelaanbidders, hoe hulle toorgoed en hulle boeke en alles gebring het. En dis miljoene rande se goed, het hulle daar het hulle 'n groot vuur gemaak en hierdie goed verbrand. En dis wat gebeur het, as gevolg van dit wat die Gees van die Here daar gedoen het. Gaan lees dit. Weet julle wat alles begin? Paulus het 'n klomp ouens bymekaar gekry en vir 2 jaar lank, sê die woord, het hy vir hulle lesings gegee. Maar hy het hulle, Paulus, gee nie lesings nie. Want hy verstaan hoe werk dit. Hy het hulle geleer. En die woord sê, in daai 2 jaar, het die evangelie na die hele gebied, die hele, ek dink is Suid-Asië of wat ook al, het dit versprei as gevolg van wat Paulus gedoen het. En dit het my aan die gang gesit. Wat ek net besef, wow. En die uiteinde was, toe dit nou
Diana van die Efesiërs, wat se tempel daar was. Nou ek is nou heeltemal van my pad af. Maar ons het 'n foto geneem van bokant die wat ons gekyk het, afgekyk het op hierdie die plek waar hulle by mekaar gekom het en so aan. En Diana van die Efesiërs se tempel was daar. Hulle het 120 pilare gehad en die pilare was, ek dink 18 meter lank, 18 meter hoog, die pilare. En daar was 120 van hulle met 'n dak op en dit was haar tempel. En hierdie ouens het replikas gemaak van daai tempel en dit verkoop en dit was 'n great business. En toe mors Paulus hulle business op. Want die ouens koop nie meer tempels nie. Hulle het by die Here uitgekom. En toe kom daar 'n oproer in die stad. 'n Oproer as gevolg van die evangelie van Jesus Christus. En nou vandag, die beste van alles, staan daar een pilaar, wat nie so hoog is nie, staan daar. Dis al. Ek het 'n foto op my foon, ek en Linus het 'n foto op ons foon van hom, wat ons afgeneem het. Dis die uiteinde daarvan. Maar dis die uiteinde van herlewing in Efesiërs. En toe ons daar was, het ons gesê, Here, doen dit net weer. Dis wat ons is saam met baie wat bid vir dit om weer te gebeur. Maar nou goed, so met ander woorde, saam met herlewing gaan genesings, wonderwerke, tekens. Dis wat plaasvind. Ek het vir julle nou die dag met Like a Mighty Wind, waarvan julle die link het op die broadcast. As jy nog nie gelees het nie, as jy dit lees, weet jy wat gebeur met jou? Jy word honger daarvoor. Jy begin dit te begeer en te sê, Here, maar U het nog nie verander, U wil dieselfde doen. Op 'n ander, dit sal anderster lyk, maar is dieselfde. Dis waar ek aan die gang gekom het. Nou, 'n klompie jare terug, eintlik wil ek net dit sê. Wat gee aanleiding na herlewing toe? Wat gee aanleiding? Honger en dors. 'n begeerte daarna. 'n begeerte om die gees van die Here te sien uitgestort word, om die gees van die Here te sien beweeg. Dis wat gebeur. En voor die tyd het ek net vandag met Brian gesels, want hy het so 'n bietjie, omdat hulle saam met Randy Clark uitgereik het, ek sal nou vir julle sê wie dit is, het hy net vir my gesê wat daai tyd gebeur het, want ek wil met julle kortliks net noem van Toronto. Nou daar's 'n klomp van ons wat daai tyd nog nie gebore was nie, daar's 'n hele paar van julle. Dis 1994. Dis lank gelede. Was daar wat hulle genoem het die Toronto herlewing in die Toronto Airport Vineyard kerk. En daar het herlewing uitgebreek. Voor die tyd het ek hom net gevra, wat het gebeur voordat daai spesifieke, dit was die 20ste Januarie 1994. Randy Clark, en hulle was al deel van die uitreik van Randy Clark in Brasilië gewees, waarop sy spanne was en uitgereik het en wonderwerke en tekens en al die dinge gesien gebeur het. Nou Randy Clark het daai tyd dat dinge in sy gemeente in Amerika gebeur en toe nooi die pastore van Toronto hulle uit om te kom en te bedien by hulle. Die twee mense se name is John Arnott, John en Carol Arnott. Hulle was die pastore daar. En hy het gekom op grond daarvan en hulle was voor die tyd het hulle die Here se aangesig gesoek en uitgeroep vir herlewing. En die donderige aand, die spesifieke donderige aand, die 20ste Januarie, kom hulle by mekaar, die aand vir die diens. En die gees van die Here, wil ek amper sê, beweeg in daai plek in.
En dit is waar hulle van praat, die Toronto herlewing gebeur het. Nou deur die jare, enige iets wat die Here doen, hoor my hart, enige iets wat die Here doen, word teëgestaan deur die bose. He doesn't like it, hy like it nie. So dit het die wêreld het kritiek gelewer, want wat van die manifestasies was, een van die grootste manifestasies, een van die sigbaarste manifestasies, was die gelag. Nou ek was in 'n diens in Hatfield, ek en Linus, waar John Arnott gekom het, ek weet nie eers wanneer nie, was voordat Ed dood is, hy is in 97 dood, en hy het daar gekom, baie van Hatfield se pastore het op 'n stadium soontoe gegaan, en ek sal nooit vergeet nie, hoe ons daar sit, en die mense begin net te lag, in die diens, dit klink naderhand, hoe sê mens onheilig, dit klink disruptive, ken nie die Afrikaanse woord nie, want die ouens begin net lag, en dan is dit onbeheerst, en hier is die ding, wat die wêreld, en die Christen gemeenskap, nie kon verklaar nie, want herlewing gaan gewoonlik met deep repentance, en ek maak nie 'n grap daarvan nie, want dit gebeur. Dis deel van hoe ons die Here vertrou daarvoor. En baie mense bid daarvoor, en dis as gevolg daarvan wat mense uitgereik het, en herlewing gekry. Maar hierso was dit anderster. Die joy van die Here was die hele plek vol. En almal het gelag. Daar was nie die repentance wat hulle gedink het nie. Want die ouens, as jy met hulle begin deel, dan begin hulle te lag. Dan beland die mense op die vloer, nadat daar vir hulle gebid is. Dan lê hulle op die vloer. 4 ure, tot 4 ure, nie altyd so lank nie, maar tot 4 ure lank lê die ouens daar, en selfs nog langer. Lê hulle. Maar nou, hier is die ding. Jy sien, nou kyk die wêreld met hulle oog na hierdie situasie, en hulle sê, wat gaan hier aan? Hulle lê daar. Dit moet die duiwel wees. Kan nie iets anders wees. Weet julle wat het gebeur? Toe daai mense daar opstaan, toe is hulle ander mense. Want die getuienisse was agterna, hoe dat die gees van die Here hulle bedien het, daar waar hulle lê. Partykeer dan lê hulle daar en huil. Partykeer lê hulle en lag. Maar die gees van die Here maak hulle vry. Mense wat depressie gehad het, dan lê hulle op die grond, en hulle begin te lag, as hulle opstaan, is die depressie weg. Jy sien, mense kyk bolangs, en hulle sien hierdie goed gebeur. En dan maak hulle gevolgtrekking, en dan sit hulle kritiek daaroor. Daar is snaaks so goed gewees, ja. Maar as jy gaan kyk na die vrug, maar een van die grootste dinge wat daar uitgekom het, was die vaderhart van God. Die vaderhart van God. En as daar iets is wat ons nodig het, broers en susters, vir myself in die eerste plek, maar vir elkeen van ons, is om die vaderhart van God te verstaan. Want ek wil vandag vir u sê, Vader voel heeltemal anderster oor jou, as wat jy baie keer dink. Dis een van die dinge wat ek so gelike het van hierdie Connect Up. Julle waaroor gaan 'n Connect Up? To connect you to the Father. Dis wat Sozo se hele gedagte is, to connect you to the Father. Ek wil net vandag vir julle sê, daar is so baie van ons wat hier sit, wat al bedien is, prys die Here, maar daar is baie van ons wat hier sit, wat nooit 'n vaderfiguur in sy of haar lewe gehad het nie. Of 'n pa was afwesig, of die pa het jou geabuse. Weet julle wat? Dis wat die Vader wil doen. Hy wil jou, sy hart wil hy aan jou openbaar. En op die einde van die dag is dit vir my een van die grootste vrug van herlewing. Want jy sien, Connect Up is in daai rigting, om mense emosioneel vry te kry.
So broers en susters, ek het nie veel verder om te sê nie. Ek wil net vir julle sê van Toronto. Julle weet, dis vir my die vreemdste. Hier is hierdie Airport Vineyard Church, Toronto. Ek weet nie hoe lank nadat dit begin het nie. Het al bereken dat daar 1 miljoen mense deur daai kerk is. Deur die kerk. Hulle het gekom van oral oor die wêreld. Dis wat die Here doen. Nou dink vir julleself, 1 miljoen mense. 1 miljoen mense. Ons is 50.000 mense in hierdie dorp. Met ander woorde, 20 keer, sê maar plus minus, 20 keer die inwonertal in hierdie dorp en in ons woongebiede. Wat deur 'n gebou gaan, 'n kerk gaan. Een miljoen mense. Hoekom? Want iets wat daar gebeur, dis wat die Here doen. Dis wat die Here doen. Nou broers en susters, ek wil net vandag vir julle sê. Dit is, ek sê nie, hoor mooi wat ek sê. En die feit dat ek hierdie goed vir julle sê, is dat julle kan verstaan hoe lyk 'n herlewing. Want elke plek waar herlewing plaasvind, doen die Here iets anders. So die Here het nie 'n vormpie en hy sê, okay, dit sal nou so wees. Dit gaan nou, hy doen soos wat hy wil in daai omstandighede. My en jou belangrike, ons funksie is to get hungry for revival. En ek wil net vandag vir julle sê, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie een van ons nie, dit gaan oor die mense daar buite. Ons het herlewing nodig, maar daar's baie mense daar buite wat op pad is hel toe. En ek en jy kan in die pad staan daarvan. Okay, kom ons bid saam. Vader, ek kom net in die naam van Jesus vandag. En ek bid, Vader, is daar iets is waarvoor ek kan bid vandag, vir myself, vir elkeen wat hier sit, vir 'n honger. 'n Honger en 'n dors. 'n Honger en 'n dors. Nou soos wat ons verlede week gepraat het, na die strome van lewende water. Dit is wat ons begeer. En dis waarvoor ons uitroep, Vader. En Vader, vandag bid ons, Lord, we pray for that hunger in our lives. In Jesus' naam.